Hoofnuus vanaand, die Amerikaanse president Donald Trump berig weer 'n uitnodiging aan Suid-Afrikaanse boere en hulle gesinne en sê hy gaan die proses bespoedig. Wetstoepassers in Witrifuur in Mpumalanga slaan toe op verskeie stoorgeriewe met onwettige goedere wat selfs pille en minerale insluit. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die Amerikaanse president Donald Trump het opnuut bevestig dat alle federale befondsing van die VSA aan Suid-Afrika gestaak is en weer Suid-Afrikaanse boere genooi om hulle in die VSA te hervestig. In 'n plasing op sy sosiale platform Truth Social vaar Trump weer teen Suid-Afrika uit oor beweerde grondgrype. Kort na die plasing het die rand vinnig teen die dollar begin verswak van R18.14 vroeër vandag tot R18.28 'n kort rukkie gelede. Trump se plasing het gevolg kort nadat Elon Musk op sy sosiale media platform X weer 'n klap na Suid-Afrika uitgedeel het, deur te beweer dat sy geboorteland weier om sy satelliet-internetdiens Starlink te gebruik omdat hy wit is. Volgens Trump word daar beslag gelê op plase in Suid-Afrika en word nog erger dinge aan boere gedoen. Hy sê boere en hulle families wat onveilig voel, sal onmiddellik in Amerika verwelkom word. Trump het ook beloof dat die proses vir die boere om burgerskap in die VSA te kry, versnel sal word. Die Amerikaanse president het vroeër ook Afrikaners genooi om Amerika toe te trek, omdat daar volgens hom ernstig teen hulle gediskrimineer word. Die Suid-Afrikaanse regering het in sy reaksie gesê, hy weier om deel te neem aan wat hy bestempel het as Trump se megafoon-diplomasie. Volgens hom is hy steeds verbind tot 'n voordelige handels, diplomatieke en politieke verhouding met die Trump-administrasie. Dit gaan 'n donker naweek vir Suid-Afrikaners wees nadat Eskom fase 3 beurtkrag vanaf middag tot maandag ingestel het. Eskom sê hy het 2700 megawatt krag verloor nadat Kuiberg eenheid 2 onklaar geraak het. Hy het verder ook die afgelope 14 uur 'n verlies aan opwekkingsvermoë ervaar. 2 opwekkingseenhede by Kusile is deur ongunstige weerstoestande beïnvloed. Die kragvoorsiener sê hoër vlakke van beplande instandhoudingsonderbrekings, gemik op wintervoorbereidings, is ook aan die gang. President Cyril Ramaphosa se tweedaagse besoek aan die Johannesburgse metro is met die bekendstelling van 'n presidensiële werkgroep afgesluit. Ramaphosa sê rolspelers in die regering en private sektor sal saamwerk om 'n blywende oplossing vir die stad se diensleweringsuitdagings te vind. Die president het bekommernisse uit verskeie oorde aangehoor oor die agteruitgang van die stad. President Ramaphosa sê die stad Johannesburg se uitdagings is nie uniek nie. I must say that we are committed to ensuring that through cooperation amongst the 3 spheres of government, we will urgently attend to the challenges. We may well have said so in the past, but the enormity of the challenges and the problem compels us to now say we are going to redouble our efforts. Die stad se burgemeester, Dada Morero, het hom daartoe verbind om onmiddellik uitdagings van armhuishoudings aan te spreek. The President emphasized as he left the meeting today was in relation to the indigent register, which in essence our indigent register has been very low, and this is as a result of the system or the software which requires us to correct it immediately because it has been excluding quite a lot of people who are supposed to be on an indigent register and get the necessary rebates that they should be getting on water, electricity and on all other services. Sakelei verwelkom die stigting van 'n presidensiële werksgroep wat die werksaamhede moet oorsien. Die Gautengse polisie sê verskerpte misdaadbestrydingsoperasies is besig om vrugte af te werp. Die jongste syfers wat die 3de kwartaal van die 2024-25 boekjaar dek, wys dat ernstige misdaad in die tydperk met 6,5% afgeneem het. Dit beteken dat 7000 minder ernstige misdade in die tydperk gepleeg is as in die ooreenstemmende tydperk die vorige jaar.
Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni het die provinsiale wetgewer se portefeuljekomitee oor gemeenskapsveiligheid toegespreek. Hy sê die afname in ernstige misdade is 'n bewys dat wetstoepassing in die regte rigting beweeg. Mtombeni se data fokus op die tydperk van Oktober tot Desember 2024, wanneer daar gewoonlik 'n skerp toename in misdaad is vanweë die feesseisoen. I must just indicate that the gang-related cases, yes, of course, they are included. Why? Because as and when crime is committed, even though it's committed by the gangs, it's either where maybe a firearm is used in an attempt to kill somebody. Such a case will be registered as attempted murder. If it's a murder, it will be murder. If it is a hijacking, it will be a hijacking. So indeed, it is included. Die gemeenskapsaktivis en vletjieblaser in die verkrachtingssaak teen die Nigeriese pastoor Timothy Omotoso, Pamela Mabini, is vanoggend buite haar huis in KwaZakele in Kabega doodgeskiet. Sy was met talle skietwonde binne haar motor gevind. In Mei 2018 het onbekende mans ook op Mabini geskiet, nadat sy dreigboodskappe ontvang het. Sy het getrou die Omotoso verhoor in die Hooggeregshof in die stad bygewoon en het ook getuies in die saak bygestaan. Omotoso en sy mede-beskuldigdes, Zukiswa Sito en Lusanda Sulani, staan tereg op meer as 30 aanklagte wat verkrachting, mensenhandel en rampokkery insluit. Uitspraak in die verhoor word op 2 April verwag. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê hy die afgelope 3 jaar dwelms met 'n straatwaarde van meer as 5,2 miljard rand vernietig. Die nasionale kommissaris, generaal Fanny Masemola, het in Kaapstad toesig gehou oor die verbranding van 800 kg se dwelms wat mandrax en kokaine insluit. Masemola sê 'n aantal veldtogte om die hoeveelheid dwelms op straat te verminder het vrugte afgewerp. Maar hy sê Suid-Afrika bly 'n deurgangsroete vir onwettige middels wat uit lande soos Brasilië verskeep word. Dwelms van meer as 340 miljoen rand is vernietig by 'n plek wat nie bekend gemaak mag word nie. Die narkotika is tydens polisieveldtogte in die Wes- en Oos-Kaap gekonfiskeer. Dit word gestoor totdat die hofsaake daaraan verbonde afgehandel is. We are still executing Operation Chanela, which continue to deal with criminals, and since its inception in May 2023, 114,769 suspects were arrested for being possession of drugs, and 29,820 suspects were also arrested for dealing in drugs. Hoewel groot hoeveelhede dwelms op straat in Suid-Afrika beland, is baie daarvan bestem vir ander lande. Dit word per lug, see en land vervoer. Smokkelaars word voortdurend aangekeer wat roetes deur lande soos Angola en Ethiopië vanuit Suid-Amerika gebruik. Samewerking met ander lande is belangrik. When we do drug bust, mostly we arrest the real kingpins, either here in South Africa or in other countries. You remember last year where we did an operation that was here in South Africa, Australia, UK and South America at once. Masemola sê die doel is om die misdaad ringkoppe vas te trek. On the street, mostly you'll arrest 2 packets, 5 mandrax. It doesn't assist us much. We deal with those. Rather, we deal with those that are bringing in this bulk drugs in the country. Mariska Botha, SAIK nuus, Kaapstad. Die Gautengse polisie ondersoek 'n saak van moord en poging tot moord na 'n skietvoorval gisteraand by 'n restaurant in Sandton in Johannesburg. Volgens die polisie wou 'n man die Solo restaurant met 'n vuurwapen binnegaan, waarna 'n rusie uitgebreek het omdat die restaurant nie vuurwapens toelaat nie. 'n Skietery het gevolg tussen die man se leiwagte en veiligheidspersoneel by die restaurant. 2 van die leiwagte is op die toneel dood. Die man, 2 kliënte, 'n lid van die gemeenskapspolisieeringsforum en 'n veiligheidswag,
is met skietwonde in die hospitaal opgeneem. Die man is later in die hospitaal dood. 'n Voorlopige ondersoek wys dat die man verlede jaar vir 'n ander skietvoorval in Sandton in hegtenis geneem is. Niemand is vir gisteraand se voorval aangekeer nie. In die Suid-Gautengse Hooggeregshof het die regspan van die 7 Chinese burgers wat skuldig bevind is aan mensenhandel versoek dat hulle betoog om versagting van vonnis uitgestel word. Die Chinese burgers is verlede maand skuldig bevind aan 158 aanklagte wat verband hou met die mishandeling van 91 onwettige Malawiërs wat 37 kinders ingesluit het. Hulle het 'n klerewinkel in die Johannesburgse middestad bedryf. Die saak is tot 29 April uitgestel vir die versagting van vonnisverhore. Intussen het die Departement van Arbeid die werksomstandighede by die winkel betreur en sê verskeie arbeidswette is oortree. In Bloemfontein het die staat die Appelhof gevra vir 'n herverhoor van die saak oor 'n kontrak van 24,9 miljoen rand tussen die Vrystaatse regering en Nolani Investments, waarby die Guptas betrokke was. Die kontrak was vir 'n lewensvatbaarheidsstudie van die provinsiale regering se Mohoma Mobung landbouprojek. 8 mense is in 2023 in die Hooggeregshof vrygespreek op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery wat met die kontrak verband hou. Dit sluit die voormalige Vrystaatse departementshoof van landbou, Pieter Tabete, in. Die staat voer aan dat die regter in haar uitspraak gefouteer het en dat die geld wat vir die kontrak betaal is, geplunder is. Die staatsaanklaer, advokaat Nasir Kasim, vra die Appelhof om die uitspraak tersyde te stel. Tabete se regsverteenwoordiger, advokaat Tabile Ngubeni, staan die versoek teen en sê die feite waarop die Hooggeregshof se uitspraak gegrond is, het die uitspraak regverdig. In die rondgaande Hooggeregshof op Saldanha het die aanvanklike ondersoekbeampte in die Jocelyn Smith saak weer getuig dat haar ma Kelly geen emosie getoon het tydens verskeie interaksies wat hulle gehad het nie. Sergeant Meyer Milstein sê Kelly was redelik kalm toe sy haar dogter as vermis aangemeld het. Hy sê Kelly en haar kerel, Jacqueline Apollos, was nie deel van soekgeselskappe wat na Jocelyn gaan soek het nie. Smith, Apollos en Stevino van Ryn staan tereg op aanklagte van ontvoering en mensenhandel. Wetstoepassers vind verskeie onwettige produkte in 17 stoorgeriewe in Mpumalanga en LPS bepleit 'n professionele staatsdiens. Dit alles net hierna. Die polisie in Mpumalanga en ander wetstoepassingsagentskappe het miljoene rand se onwettige produkte by Rockies Drift naby Witrifuur gekonfiskeer. Die onwettige items is in 17 eenhede by stoorgeriewe gevind. Die bergingseenhede was volgepak met onwettige goedere soos voedselitems, kosmetiese produkte, babaprodukte, klere, pille en selfs minerale. No one has been arrested, however, our members are following that information. We only found the security guard and presented the search warrant, which indicated the units that we are targeting, about 17 of these units. Die polisie vermoed dat die produkte vir spaarwinkels bestem was. These things affect our economy. Remember, last year, 2024, we had incidents where children died from allegedly eating food items that they bought from spaza shops. Hence, the state took a stand to ensure that such operations are being conducted. It's not the first one and it's not the last one. We're still going to continue working collaboratively with other stakeholders. Die polisie moet nog die totale waarde van die goedere bepaal. Parlementslede het uitgevaar oor die dringende behoefte aan dokters in staatshospitale, terwyl die regering nie gekwalifiseerde dokters aanstel nie. LPS het aan 'n mini-debat deelgeneem wat deur die Action SA lid Dr. Tebogo Letlape aangevra is. Die titel was die dringende krisis van werklose dokters en mediese professionele persone in die voorste linie in Suid-Afrika en die verwoestende impak daarvan op die gesondheidsorgstelsel. LPS sê honderde gekwalifiseerde dokters is werkloos omdat die regering se prioriteite nie reguit is nie. No national health without sufficient well-trained human resources. It is the solemn duty of this parliament to find money in the upcoming budget
to employ the much-needed health workforce. Money can be sourced from the health promotions levy, doing away with deputy minister posts, diverting NHI conditional grants to fund employment, stopping adverts for NHI and employing our young people. We need to make a clear call and make sure that all those funded posts for doctors are filled immediately. Since April 24, this department has spent over 3 million rand per month on advertising costs for the NHI. What a waste of money. That amounts to 28 million from April 24 to February 25. Dit terwyl ander meen die situasie op die grond beroerd is. Patients wait in endless queues. Rural clinics remain without doctors, and avoidable deaths continue to rise. The World Health Organization recommends a doctor to a population ratio of about 2.5 doctors per 1,000 people. In South Africa at the moment, we have about 0.3 doctors per 1,000 people. Maar die regering sê hy doen sy deel. So this year, a total of 2,197 new qualified medical graduates who are citizens and permanent residents were successfully placed for internship positions, all 2,197, at the cost of 2,176,536,940. Letlape, wat aanvoer dat hy nie aan die parlement se mediese skema behoort nie, het alle regeringsamptenare uitgedaag om van openbare gesondheidsgeriewe gebruik te maak. Zelene Merrington, SAK nuus, Parlement. Om die staat te professionaliseer en wanorde in regeringsdepartemente uit die weg te ruim, was van dese week 'n onderwerp van bespreking. By die G20 samesprekings vroeër die week is daar bepaal dat die verbetering van die openbare sektor die sleutel is om korrupsie te beveg. En die debat in die nasionale vergadering vandag was ook oor hoe die staatsdiens meer professioneel gemaak kan word, veral op grondvlak. Oplossings oor hoe die wanverhouding ten opsigte van vaardighede hanteer kan word, is ook bespreek. Alle politieke partye het saamgestem dat etiek en integriteit die kern van 'n suksesvolle en professionele staatsdiens is. We encourage our public servants to make use of this school of government to promote good ethics at work, professionalism, a good code of conduct, exercising oversight, and performing monitoring and evaluation. We can forget about turning around our rails, our hospitals, our schools, our ports, electricity, crime, water, in any other government services, and most importantly, our economy and our unemployment figures. If the people that must do the work are not merit-based and suitably qualified professionals. Together, let us build a public service that works for the people, capable, ethical and developmental state, and a professional public service. Maar nie almal stem saam oor die stand van sake in die land nie. There's a significant skills mismatch in the labor market. Many job seekers, especially young people, lack the necessary skills for the jobs available in sectors like manufacturing, technology, or services. This is exacerbated by an education system that often fails to equip young people with the skills required for the modern economy. Ramaphosa spoke of a state that is capable and competent, but the reality is that the Department of Public Service and Administration has failed to implement systems that track public service delivery matrix across all government departments. Cadet deployment, especially during the 9 missing Zuma years,
incompetence, poor management, non-existent consequence management, an overall lack of good practice and standards, a lack of proper work ethic, a bloated public service with an even more bloated public service wage bill, and the absolute lack of the political will to change the status quo has all contributed. The recent turmoil surrounding the appointment of the new SAA CEO is a glaring example of how allegedly politically aligned individuals continue to be prioritized over qualified professionals. Vroeger hierdie week was dit ook die fokus van die minister van Staatsdiens en Administrasie, Hoofman Zamo Buthelezi, in sy hooftoespraak by die G20 teen korrupsie werkgroep se tegniese vergadering in Somerset Wes. Hy het gesê die staatsdienssektor sal reggeruk kan word as korrupsie uitgewis word. Hy het erken dat kaderontplooiing vir te lank 'n probleem was. LP sê die feit dat die wetsontwerp op die Staatsdienskommissie deur die Nasionale Raad van Provinsies aanvaar is 'n stap nader om die staat te professionaliseer. En nou 'n vinnige oorsig van die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Ons is net hierna terug met sportnuus en die weer vir môre. Bly by ons. En dis waar ons moet groet op hierdie Vrydag aand. Onthou, ons is môre aand om 6:15 terug op SABC2. 'n Lekker naweek verder. Totsiens.